Goeiedag, baie welkom by hierdie week se Woensdag Woord waar ons sommer net lekker kan stil staan om die woord van die Here waar ons hier in die middel van die week net weer bemoedig kan word deur die woord van die Here. Ek wil jou die vraag vra en dis 'n eenvoudige vraag, maar dit is tog 'n vraag wat partykeer moeilik is. Dis die vraag: hoe hanteer jy ander mense? Nou ek weet dis 'n vraag wat ons al hoeveel keer in die kerk gehoor het, wat ons as Christene mee wel bekend is, maar tog is dit so 'n belangrike vraag, want ek dink hoe ons ander mense hanteer, het baie keer 'n direkte invloed op hoe hulle die Here sien. En ek wil dit vir jou wys uit die boek van Rut uit. Ek het in hierdie afgelope week weer in een sitting het ek die hele boek van Rut gelees, en ek wil jou ook uitdaag om dit te gaan doen, veral met korter boeke in die Bybel. Gaan lees die hele storie. Dit gee vir mense net so goeie oorsig as wat mens net een versie op 'n slag gaan lees, en dan verstaan mense nie die groter konteks daarvan nie. Maar ons almal ken die storie van Rut. Rut was die skoondogter van Naomi, en Naomi en haar man en haar 2 seuns het uit Israel uit na 'n ander land toe gegaan, en daar was hongersnood in Israel gewees, en toe het haar 2 seuns toe Moabitiese vrouens daar gekry, en wat toe gebeur het terwyl hulle in die ander land was, het Naomi se man het gesterf en haar 2 seuns het gesterf. En sy hoor toe na ruk dat die hongersnood wat in Israel was, dit is nie meer daar nie, en sy besluit toe, wel, my man is nie meer met my nie, my 2 seuns is nie meer met my nie, ek gaan teruggaan na my vaderland toe. En wat toe gebeur is, ons ken die storie goed, van haar 2 skoondogters wil nie laat gaan van haar nie, en die een besluit toe om te bly, maar die ander een met die naam Rut besluit toe, sy gaan saam met Naomi, saam met haar skoonma, gaan sy gaan. En ons het hierdie storie al soveel keer gehoor van Rut se getrouheid aan haar skoonma. Maar iets wat vir my baie interessant was toe ek nou die hele storie weer lees, is hoe ek dink Naomi se gesindheid verander het en hoe haar godsbeskouing verander het. Ek wil gou vir jou lees hierso uit Rut hoofstuk 1 vers 13. Naomi is aan die woord en sy sê, nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai. Nou dit klink soos harde woorde, maar ek bedoel, ek het ook begrip vir haar in die spasie waar sy is. Sy het haar man verloor, sy het haar 2 geliefde seuns verloor. Dit moet verskriklik wees vir 'n vrou en vir 'n ma om deur hierdie tragedie te gaan. En wat dan gebeur is, sy en haar skoondogter Rut, hulle gaan terug na Israel toe, en wat dan gebeur is, Rut ontmoet 'n interessante karakter in hierdie verhaal, 'n man met die naam Boas, en hy ontferm homself oor Rut, en ook eintlik op 'n manier oor Naomi, en dit begin net waar hy goed is vir Rut, waar hy haar toelaat om graan op te tel in sy landerye, en op die ou end aan die einde van die storie, dan trou hy met Rut, en hy red op 'n manier van Naomi en vir Rut en hierdie familie red hy hulle, en hoor net hoe verander Naomi se perspektief. Wat gebeur is, Rut kom by die huis aan, en sy vertel vir Naomi van hoe Boas net goed was vir haar, en dan sê Naomi die volgende. Naomi sê toe vir haar skoondogter, mag hy geseën word deur die Here, wat nie nalat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. Ek bedoel, net 'n hoofstuk terug, en ons is nie presies seker hoe baie tyd daar tussen hierdie hoofstukke verloop het nie, dit was nie net die volgende dag nie, maar hoor hoe Naomi se perspektief verander, van die Here het teen my gedraai, na mag die Here hierdie man seën, die Here wat nie nalat om sy trou aan lewendes en dooies te bewys nie. En wat amazing is van hierdie storie is, hierdie nageslag, Jesus kom uit hierdie nageslag van hierdie familie uit. So God werk ook met 'n groter verlossingsplan. Maar wat my so opgeval het toe ek hierdie storie weer lees, is net hoe ek en jy ander mense hanteer, kan so groot invloed hê op hoe hulle die Here sien, hoe hulle die Here beleef. En dis bietjie my uitdaging aan myself en aan jou vir hierdie week, is kom ons dink bietjie mooi oor hoe hanteer ons mense wat dalk nie eers goed werk met ons, die mense wat regtig dalk ongeskik is, of wat teen ons diskrimineer, mense wat regtig ons benadeel. Hoe hanteer ons, en dit is nou nie die geval in hierdie storie nie, maar selfs mense wat sleg is met ons, hoe hanteer ons hulle? Want ons weet nooit waardeur iemand anders te gaan, nommer 1 nie, en ons weet ook nie hoe
wanneer ons in moeilike omstandighede kies om ja, regtig die Here te volg en die Here se liefde aan iemand te wys. En ek sê nie jy moet toelaat dat mense oor jou loop nie, glad nie, maar hoe ek en jy mense hanteer kan regtig 'n groot effek hê op hoe mense die Here sien. So dis my uitdaging aan jou vir hierdie week. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir u liefde en u genade. En Here, dankie dat u deur so 'n storie soos die storie van Naomi en Rut, Here, dat u ook in hierdie wêreld ingekom het uit daardie nageslag uit. En Here, dankie dat u 'n boodskap van redding en verlossing vir ons bring. Here, nie net 'n boodskap nie, dat u dit gewys het deur u lewe. Here, as ons hierdie storie lees, Here, help ons om regtig te gaan introspeksie doen in onsself en te gaan dink, hoe hanteer ek ander mense? Here, help ons om ander mense met liefde en met respek te hanteer. Here, nie omdat dit oor ons gaan of dat ons mag goed lyk nie, Here, maar dat mense kan sien daar's iets anderste aan kinders van die Here en dat hulle bietjie kan dink, okay, hoekom is daar iets anderste? Here, help ons om sout en lig in hierdie wêreld te wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek hoop jy het 'n fantastiese week met alles wat voor lê. Mag jy regtig weet dat die Here by jou is en dat hy ook 'n doel het vir jou in hierdie lewe om ander mense te wys dat daar iets beter is.